Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Sondag 4 Januarie. Gemeenskap in die Evangelie. Kom ons bid saam. Liewe Vader, ons dankie, ons loof en ons prys U weer vir hierdie studie en die voorreg om U te kan leer ken. Laat U wil geskied en laat U seën oor hierdie studie vloei. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Lees Filippense 1 vers 3 tot 8. Waarvoor is Paulus dankbaar? Watter versekeringe gee hy aan die Filippense en waarom is dit belangrik? Ons lees Filippense 1 vers 3 tot 8. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus, soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. Filippense 1 vers 3 tot 8. Paulus het die gemeente in Filippi gestig. Daarom kan ons die warmte van Christelike gemeenskap deur sy brief sien deurvloei. Alhoewel hulle deur honderde kilometers geskei is, dra Paulus, geboei en in gevangenis, die gemeente en sy lede in sy hart. Hy verlang na hulle met die innige liefde van Jesus Christus, Filippense 1 vers 8, en hy dank God vir hulle. Paulus se dankgebed gee selfs 'n kykie op Jesus se voorbidding vir ons in die hemel. Op die hoëpriester se borslap was 12 stene wat die 12 stamme van Israel verteenwoordig het. Die volk moes op sy hart wees terwyl hy vir hulle intree volgens Eksodus 28 vers 29. Op 'n selfs groter wyse dra Jesus as ons hoëpriester in die hemelse heiligdom die name van sy volk saam met hom voor die Vader. Interessant genoeg is die bewoording van Filippense 1 vers 3 dubbelsinnig en beklemtoon dit die noue verhouding tussen Paulus en die Filippense. Dit word gewoonlik vertaal dat Paulus hulle in sy gebede onthou, maar dit kan ook verwys na hulle herinnering aan hom. In elk geval onderstreep dit die hegte wederkerigheid wat hulle deel, iets wat ook deur die woord gemeenskap of in Grieks koinonia beklemtoon word. Soos Paulus gemeenskap gehad het in Christene se lyding, Filippense 3 vers 10, het die Filippense ook gedeel, of in Grieks synkoinonio, in Paulus se lyding en finansiëel bygedra om sy bediening te ondersteun. Ons lees Filippense 4 vers 14 en 15. Nogtans het julle goed gedoen toe julle deel gehad het in my verdrukking, en julle Filippense weet ook dat in die begin van die evangelie, toe ek van Makedonia vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen. Filippense 4 vers 14 en 15. Hierdie wederstryd wat van die eerste dag af tot nou toe, Filippense 1 vers 5, geduur het, lei daartoe dat Paulus God vir hulle dank en met vreugde vir hulle bid in Filippense 1 vers 4. Opvallend genoeg beskryf Paulus sy gevangenskap in 'n baie positiewe lig, as 'n geleentheid vir die verdediging en bevestiging van die evangelie, soos gelees in Filippense 1 vers 7. Sy gebruik van hierdie twee regsterme dui daarop dat sy verhoor op hande is, maar ook dat Paulus aktief soldate en besoekers met die evangelie bereik.
om die evangelie te verdedig, of in Grieks apologia, teen aanvalle en om sy ewige waarhede te bevestig, is albei noodsaaklik. Paulus blyk minder besorg te wees oor sy eie toekoms as oor die regverdiging van die evangelie self. Of hy leef of sterf, Paulus is oortuig dat God die goeie werk wat hy begin het in almal wat op hom vertrou, sal voltooi. Filippense 1 vers 6. Besprekingsvraag: hoe verstaan jy die belofte dat God die goeie werk in jou sal voltooi volgens Filippense 1 vers 6? Wat beteken dit? Sal hierdie werk ooit eindig voor die wederkoms?